Môre, dis Dinsdag, dis die 24ste Maart en ons gesels hierdie week 'n bietjie oor die boek Jakobus. Nou hy is so 'n bietjie aberregs, hy val so 'n bietjie uit want ons het Sondag nie kerk gehad nie en Maart gesels ons mos nou oor wedergeboorte en bekering en al daardie. Ons sal weer die week wat opvolg, sal ons weer aangaan met ons reeks. Maar hierdie week kyk ons na Jakobus. Dit is waarmee ek Bybelstudie hou op die oomblik by Huis Dion Lou, ons ouer huis hier op Goebabes. Nou kom ons lees dan nou Jakobus hoofstuk 1 vers 2. Ons het nou gesien daar waaroor dit nou eintlik gaan, Jakobus, en wat 'n besonderse boek of brief dit is, en nou lees ons verder. Vers 2, ek gaan ook net 'n gedeelte daarvan lees. My broers, so begin Jakobus skryf. Nou praat ek met ou mense, as ek dit so mag stel, in die ouer huis. Kyk, om op die plaas al die werksmensies bymekaar te roep op die stoep, en dan vir hulle Bybel voor te lees en te preek, is een ding. Om jou kinders om die tafel saam te roep as 'n pa van die huis, veral as jy 'n kwaai en streng pa is, en dan moet hulle baadjies aantrek, ek dink aan die ou dae, en dan waag jy dit nie om nie stil te sit nie, en jou nie te gedra nie, en dan word daar Bybel gelees, daar word lang gebede gedoen, en sekere huise is daar ook gesing. Dis ook een ding. Maar om die evangelie te bring aan mense van onder af boontoe, wat bedoel ek daarby? Om vir die governor 'n brief te skryf, of vir die minister, of die president 'n brief te skryf, of om 'n vergadering die president of die minister aan te vat oor geestelike sake. Dit is 'n ander ballgame, né? En dit is waarin ons situasie nou bevind. Missionaal of missionêr of in die ou taal gepraat, sending lyk heeltemal anders. Sending is glad nie meer om van bo af na ouens met jou autoriteit en jou wit vel en met jou posisie nou vir ander mense van die Here te leer nie. Dis nou om van onder af na bo, ek hoop jy verstaan wat ek bedoel, nou die evangelie te bring. En ek dink daar's een boek wat ons baie kan help en wat ek nog graag 'n studie oor wil doen, en dis Daniël. Waar Daniël moet Nebukadneser en die konings van onder af na koning toe gaan en sê, ek sal net groente eet. Dit gaan gebeur en so gaan dit gebeur. OK, hier kom Jakobus, daar's glad nie van, ek praat uit 'n meerderheidssituasie uit, omdat ek nou die broer is van Jesus, dink ek is die kat se snor, en nou begin ek vir mense preek nie, glad nie. Hy praat gelyk, my broers. Dis 'n heeltemal 'n ander situasie, né? Dan skryf hy verder, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Sjoe, dis 'n ander een. Verseker is dit nie maklik nie. Daar's so baie mense. Ek het al in 'n ouer huis gekom waar die matrone gesê, kom ons loop maar by hierdie kamer verby, want hierdie oom en tannie wil met godsdiens en God niks te doen het nie, omdat hulle kind in 'n motorongeluk dood is. Hulle is kwaad, hulle is verbitterd, hulle is kwaad oor politiek wat in die kerk plaasgevind het, 'n dominee wat iets vir hulle gesê het, of as hulle is aangeval in die kerkraad, of onder tug geplaas, of iets het gebeur,
Ek het baie vinnig het ek 'n storie vertel vir die ou mense, wat 'n paar jaar gelede gebeur het van 'n vrou, 'n jong man wat sy jong vrou na my toe bring. Sy het letterlik soos 'n mens eelt op jou hande het van harde werk, het sy eelte onder haar oë van huil, omdat haar ma selfmoord gepleeg het die maandag voor haar troue, omdat haar ma nie kans gesy en haar ma was verskriklik naby aan mekaar. Sy was 'n enkel ouer kind. En toe sy die Saterdag gaan trou, het haar ma op haar kitchen tee, het sy verdwyn en selfmoord gepleeg, omdat sy nie kans gesien het om alleen die pad verder te loop nie. En hoe die jong bruid vir 2-3 jaar onophoudelik gehuil het oor haar ma. Hoe is die vraag, kan beproewings vir ons blydskap bring? Dis 'n baie moeilike een, en miskien moet ons volgende keer meer daaroor praat, Here. Daar's soveel pyn, daar's soveel seer, daar's soveel hartseer, daar's soveel tragiek in hierdie wêreld. Leer ons die pad om dit te verstaan. Amen. Mag jy 'n mooi Dinsdag hê, mooi loop.